wat is die Here se wil vir my? Wat wil die Here hê dat ek moet doen? Het jy nou ooit jouself daardie vraag gevra, of het jy ooit die Here daardie vraag gevra, Here, wat moet ek doen? Wie vra die Here daardie vraag? Wie wag om 'n antwoord te hoor? Wie luister vir 'n antwoord? Of vra ons net? En dan stap ons weg. Die Here het jou lief. Ek ken nie jou naam nie. Ek weet nie wat jou omstandighede is nie. Maar ek weet verseker, die Here Jesus Christus, hy ken jou naam. Hy het jou geskep en hy het jou lief. En hy soek die beste vir jou. Nie die beste volgens die wêreld se definisie van die beste, 'n groot huis, 'n lekker kar, veiligheid, al die res nie. Die Here soek vir jou die beste volgens wat hy weet vir jou werklik die beste is. Die beste ding vir jou en vir my is om in die wil van die Here te leef en te sterf. Die beste vir ons wag steeds daarop. Die beste kom nog in die volgende lewe. Daar kan ek reeds die mense hoor sê, ja kyk, julle Christene, julle praat net altyd oor die hemel, maar wat van nou? Is 'n man van aksie, hier en nou, wat gaan dan nou? Wat wil die Here dat ek nou doen? Nou goed, as jy vir die hemel op aarde soek, gaan jy dit nie vind nie, nie op hierdie aarde nie. Die volgende hemel en die volgende aarde kom nog. Dis die laaste 3 hoofstukke van Openbaring. Nou, wat wil die Here dat ek moet doen? Party jong mense vra dit, hulle wil weet. Of hulle wil weet, wat moet ek doen? Hulle vra nie die Here, wat moet ek doen nie? Hulle vra almal, behalwe die een wat die antwoord het. Kyk, jou ma en jou pa, hulle kan jou baie lief hê, baie, verskriklik. Jou vriende, wonderlik, fantasties. Raai wat? Nie een van hulle, nie almal van hulle saam, weet soveel as die Here nie. Hy is die enigste een wat alles weet. Hy is die een wat weet hoekom hy jou gemaak het, met watter gawes en vaardighede hy jou toegerus het, om die doel waarvoor hy jou op aarde geplaas het uit te voer. Nou die vraag is, gaan jy die doel waarvoor die Here Jesus Christus jou op aarde geplaas het, uitvoer, nakom, volbring, of gaan jy soos meeste mense in die wêreld jou eie gang gaan, jou eie ding doen? 'n lewe leef wat vol van jouself is, van jouself, deur jouself en tot jouself, of gaan jy 'n lewe leef wat vol is, vol van die Here, vol van sy blywende vreugde en blydskap, ten spyte van dit, te midde van lyding en swaar kry? Die waarheid is, as jy vir jouself leef, soos wat elkeen van ons op 'n stadium gedoen het, dan is jou lewe waarlik leeg. Jou lewe is leeg. Nou van julle, ek hoef nie vir jou te sê jou lewe is leeg nie, want jy weet dit, jy voel dit elke dag hier binne-in, dit is leeg, daar's 'n hartseer, 'n depressiwiteit, 'n knersing hier binne jou siel, wat sê, wat maak ek? Wat gaan aan? Hoekom leef ek? Hoekom staan ek op in die oggende? Hoekom gaan ek werk toe? Hoekom gaan ek skool toe? Wat doen ek op aarde? Daar kan jy sê, my ma soek my nie, my pa soek my nie. Ek het nie regte, diepe vriende nie. Maar die Here soek jou. Die Here het jou lief. Daaraan hoef jy nooit te twyfel nie. Nou, die enigste vraag is nie, het die Here Jesus Christus jou lief nie? Die vraag is, kry hy enige liefde terug? Onthou, Jesus het van die hemel af, van die heerlikheid, van die teenwoordigheid, van die heilige God en Vader en Koning,
die reinheid, die skoonheid, die mooiheid, die sondeloosheid van die troonkamer verlaat om aarde toe te kom, op hierdie aarde, om rond te stap, op hierdie grond, en sandale sy voete vol stof te kry, vir wat? Vir mense wat hom verag en haat, vir mense wat sy naam as 'n vloekwoord gebruik, vir hulle het hy gekom, vir my en vir jou, vir ons het hy aan 'n kruis gelei, gehang, vasgenaal, gespyker, aan 'n kruishout, bloedig, tot hy gesterf het, tot hy sy lewe, tot hy sy gees opgeoffer het en opgegee het. Moenie vir my sê, Jesus het jou nie lief nie. Hoorie, seun, meisie, Jesus Christus het jou lief, meer as wat ek besef, meer as wat ons kan begryp. Hy het ons regtig lief. Ons kan gerus 'n bietjie luister en hoor wat hy vir ons sê. Jesus het jou lief. Hy het 'n doel en hy het 'n plan vir jou lewe, maar jy gaan nie by daai doel en daai plan vir jou lewe uitkom, as jy nie eers by Jesus Christus uitkom nie. As jy aanhou vir Jesus Christus weghardloop, hoe gaan jy verwag om te hoor wat sy opdrag vir jou lewe is? Jy weet, ek wil so naby aan die Here kom, ek wil nader aan Jesus kom, ek wil so naby kom dat ek nie net kan hoor as die Here skree en roep nie, maar ook as hy fluister, dat ek die hartklop van God hoor, met respek gesê, so gesê, dat ek hoor, wat is sy gedagtes, wat is sy hart, wat is sy innerlike begeertes, wat wil hy hê dat ek doen, wat wil hy hê dat ek wees, waarmee wil hy hê dat ek besig wees, om die vraag te antwoord, wat wil God hê dat ek doen met my lewe, hier is wat hy wil hê dat jy moet doen, hy wil hê dat jy jouself aan hom gee, soos 'n kind, wat so moeg is, hy nie meer kan stap nie, homself aan sy ma of pa gee, om op te tel in hul arms, en te dra, so, hoe Jesus het ons homself, dat ons onsself aan hom gee, aan hom oorgee, ons moet erken, ons kan nie meer in eie krag regkom nie, ons het Here nodig. Here Jesus Christus, ek gee myself aan U, ek gee my lewe oor, ek plaas myself in U hande, o Heer, ek wil nie langer die kaptein van my skip wees nie, ek gee U die stuurwiel van my kar, Here Jesus Christus, lei my, wees U my bestuurder, my drywer, my stuurman, lei U my nou op die pad wat U wil dat ek moet gaan. Ek gee myself volkome aan U, liggaam, siel, gees, verlede, hede, toekoms, als wat ek is, als wat ek het, my gesondheid, my familie, als wat ek ooit sal wees of ooit sal kry, Here, ek gee myself nou volkome in U hand. Dis wat God soek, 'n volkome oorgawe, 'n algehele oorgawe, dat ons die wit vlag huis en sê, ek gee op, nie meer my wil, maar U wil. Gee die Here jouself. Hoeveel jare probeer jy al om te leef sonder Jesus as jou stuurman? Hoeveel jare probeer jy regkom sonder om God sy geregte plek in jou lewe te gee op die troon van jou hart? Probeer dit. Wat het jy om te verloor? Wat kan jy verloor? Ek meen reg. Het al alles anders probeer? Ek weet al, ek was al daar, ek het alles anders probeer. Op die ouend probeer ek Jesus in raai wat. Ek wens ek het vroeër my lewe aan die Here oorgegee. Jy sal nie spyt wees dat jy jou lewe aan Jesus oorgee. En jy moet bly oorgee. Nederig word, nederig bly, gehoorsaam en onderdanig aan Christus word. Ek weet dit is moeilik, ons is elkeen gebore met hoogmoed en trots. Ons moet erken, Here, ek kort U hulp. Help my asseblief.
jy sal nie spyt wees nie. Dis wat die Here Jesus Christus wil hê dat jy nou doen. En ek ook. Hy wil hê dat ons aan hom onderwerp en hom gehoorsaam wees. Ontvang sy hulp, sy redding, sy saligheid. Ontvang dit. Uit genade, uit geloof. Dis gratis. Christus het die prys betaal met sy bloed. En hy het nie dood gebly nie. Hy het weer opgestaan, sodat ons en hom aan ons ou lewe kan sterf en 'n nuwe lewe in Christus kan leef tot sy eer vir ewig.